'n kind van die Here doen nie sonde nie. As jy sê jy is 'n kind van die Here, maar jy doen nog sonde, dan is dit nie die waarheid nie, want dan beteken dit jy het God nog nie gesien nie. 'n Kind van die Here, om die waarheid te sê, kan nie aanhou sonde doen nie. Dis woorde in die Bybel wat my baie diep ontstel het. Ek weet ek is 'n kind van die Here, ek weet ek het my lewe vir hom gegee, en nou lees ek hierdie woorde. Dit het my ontstel nie omdat ek nou bang is ek gaan hel toe nie, dit het my ontstel omdat ek die Bybel nie verstaan nie. Hier in 1 Johannes 3 word hierdie dinge gesê, en net 'n paar verse vorentoe in hoofstuk 1 lees ons dat as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan maak ons God tot leienaar. My groot krisis is, hoe verstaan ek die Bybel? Want ek bely die Bybel as woord van God. Nie alles in die Bybel is ewe belangrik nie. Byvoorbeeld die bergrede dink ek is belangriker as sekere van die geslagsregisters. Maar alles is woord van God. Nie alles in die Bybel is volgens ons moderne wetenskap feitelik verifieerbaar nie. Maar alles is die waarheid, want die Bybel vertel vir my van my verhouding met God, van God se liefde vir die mens en hoe God gekom het om die mens te red. So ek het gesoek na 'n antwoord, want ek moet 'n antwoord kry om die Bybel vir my te laat sin maak. En die antwoord het gekom in een van Johannes se ander geskrifte. Kyk, ons het van Johannes die Evangelie, Openbaring en dan die 3 briewe. In die Johannes Evangelie praat Jesus met die disippels die aand voor sy kruisiging en hy vertel vir hulle van die Heilige Gees. En daar het die pennie vir my gedrop oor waaroor dit gaan. En dit gaan alles oor wat verstaan ek onder die woord sonde. Kom ons lees uit die Johannes Evangelie, Johannes 16 van vers 5 tot 15. Jesus sê, maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en die een van julle vra my, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heersers van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Jesus praat hier van sy weggaan, wat die disippels natuurlik nie verstaan het nie. Sy weggaan is die kruisiging en ons weet daarna die hemelvaart, maar hy sê dat hy die Parakleet, Trooster, die Heilige Gees sal stuur. En dis belangrik dat hy sal weggaan sodat die Heilige Gees kan kom, en die Heilige Gees moet 'n klompie dinge doen. Een van die dinge wat die Heilige Gees doen is, hy moet die wêreld oortuig van sonde. Let baie fyn op na wat Jesus sê. Nie hy moet die gelowiges oortuig van sonde nie, want as hy die gelowiges oortuig van sonde, dan gaan hy net paniek by ons bring. Nie, hy moet die wêreld oortuig van sonde. Die wêreld vir Johannes is die deel van die wêreld, die mense wat nie in Jesus glo nie, die wat verlore gaan. Hy gaan die wêreld oortuig van sonde. Wat gaan hy doen? Ons lees dit in geen onduidelike terme nie. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Die wêreld gaan oortuig word van sonde, en die sonde is die feit dat hulle nie in Jesus glo nie. Ek het al gehoor mense redeneer oor, is ongeloof sonde? Dit lyk vir my, ongeloof is nie net 'n sonde nie, dit is die sonde. Die groot sonde is om nie in Jesus te glo nie. Wat beteken glo? Ek dink dis belangrik. Glo is nie maar net verstandskennis nie. Glo in die Bybelse tyd het die konsep van verbintenis gehad. Ek verbind my aan die Here. Om iemand te ken,
om God te ken. Dis dieselfde konsep as wanneer 'n man en vrou intiem verkeer. Dis nie maar net 'n verstandskennis nie, dis 'n kennis met jou hele wese. So om God te ken en om in Jesus te glo, beteken om aan hom verbind te wees. Wat is sonde dan volgens hierdie woorde van Jesus? Sonde is om nie in Jesus te glo nie, sonde is om nie aan God verbind te wees nie. En dit is ongelooflik belangrik om te besef, dit is die definisie van sonde. Of sal ek sê, dit is 'n definisie van sonde. Dit is die begin van sonde. As ons deur die Bybel kyk, dan sien ons hoe dat daar baie van sonde gepraat word. En elke keer kan ons hierdie toets aanlê. Wat is dit waaroor dit werklik gaan? Die eerste sonde, Adam en Eva. Wil jy nou vir my sê die hele wêreld is in ellende gedompel? Al die moord en doodslag, al die diefstal en korrupsie, al die oorloë is as gevolg van een vrugtediefstal. Nee, dit gaan nie daaroor dat Adam en Eva 'n vrug gesteel het nie. Kyk 'n bietjie wat lees ons in Genesis 3 van vers 1 af. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man gegee, en hy het geëet. Die storie van die sondeval eindig by die vrugte eet, maar waar begin dit? Dit begin by hierdie twyfel wat die slang saai. Die slang saai twyfel en wat doen die mens? In plaas van om op God te vertrou, dink jy, maar is die slang nie reg nie? God ken goed en kwaad, ons ken net goed. Dit sal dalk goed wees dat ek ook kwaad ken, dat ek soos God kan wees. Hoekom wil ek nie kwaad ken? Wel, ek vertrou nie vir God nie. Ewe skielik het die slang twyfel gesaai dat die mens, Eva in hierdie geval, nie meer God ten volle vertrou het nie en gesê het, ek wil self uitvind. Wie luister na 'n slang? Ek sal nie. Of dalk sal ek. Wel, Eva het. En die begin van alles was, omdat sy haar vertroue in God verloor het, dat sy besluit het, ek wil self soos God wees, ek sal vir myself besluit. Met ander woorde, dit gaan nie oor die eet van die vrugte nie. Dit gaan baie dieper. Die eet van die vrugte is die daad van sonde. Maar die wortel daarvan lê in die feit dat sy haar verhouding en haar vertroue in God op die spel geplaas het. As 'n mens verder kyk, in die profete, die profeet Hosea wat geleef het voor die ballingskap, voor die vernietiging van Israel, het duidelik gesê, God soek 'n verhouding, nie godsdiens nie. Die mense het gedink as hulle die letter van die wet nakom, dan is dit reg. Nee, Hosea het gesê, God soek 'n verhouding. Dieselfde by die profeet Amos. In Amos 5 lees ons dat die Here sê, ek haat julle feesvieringe, die musiek wat julle maak irriteer my. Julle bring vir my offers, ek wil dit nie hê nie. Ek wil hê daar moet reg en geregtigheid wees. God soek nie die nakom van wette nie. God soek 'n verhouding met hom. Dit was vir my skokkend. Iemand het een keer, ek was by toe hy dit gevra het, vir 'n rabbi gevra, verskoon die woorde, are you allowed to bullshit God? Toe sê die ou, of course. That's what religion is about. God het vir jou 'n klomp reëls gegee en jy moet kyk wat jy kan doen om die reëls te oorkom sodat jy nie in die moeilikheid kom nie, sodat jy vir God op 'n tegniese punt kan uitvang. Ek aanvaar dit was die een persoon, dat dit nie die hele Joodse godsdienst is nie, want daar is dan baie van hulle wat, ek weet wat 'n opregte verhouding met die Here het, al is dit nou nie met die Here Jesus nie. Maar ek dink baie van ons as Christene sit met dieselfde idee. As ek God op 'n tegniese punt kan uitvang, dan sê ek, Here, nee, ek kan nie vir my veroordeel nie, want ek doen tegnies volgens die wet
die regte ding. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Sonde is nie om die verkeerde ding te doen nie. Sonde is om nie in 'n verhouding met die Here te wees nie. As ons kyk in dieselfde aand toe Jesus gepraat het met die disippels, gebruik hy baie mooi die beeld van 'n wingerdstok en die lote. Ons lees in Johannes 15 vers 1 tot 8. Jesus sê, ek is die egte wingerdstok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra nie, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Kyk net hoeveel keer kom die woord bly hier na vore. Ons moet bly in Jesus. Hy bly in ons bly in hom. As ek vrug wil dra, moet ek my krag van God kry. Uit my eie kan ek nie vrug dra nie. Ek dink 'n beeld waarmee 'n mens die hele kwessie van sonde kan verstaan is die beeld van 'n vrugteboom. Kom ons sê 'n appelboom. Ek het 'n appelboom geplant, maar nou bly hy suurlemoene dra. Nou raak ek kwaad vir die suurlemoene en ek skel die suurlemoene en ek gooi die suurlemoene weg en ek sê vir die boom, volgende jaar beter jy appels dra. En ek gee vir hom kompos, ek gee vir hom appelkompos, maar wat gebeur? Hy gaan weer suurlemoene dra. Dit wat ons as sonde beskou, naamlik om te lieg en te bedrieg en te moor, egbreek te pleeg, al hierdie dinge. Dit is soos die vrug. Daardie vrug is daar as gevolg van die wortel wat verkeerd is. Die verkeerde dinge wat ek doen, doen ek as ek nie geanker is in Jesus Christus nie. In Jesus se beeld van die druiwestok, as die loot afgesny word, dra hy nie vrug nie. Die vrug van die Gees ontbreek. As ons nou verder lees in die Nuwe Testament in Romeine, praat Paulus baie ingewikkeld oor die wêreld wat nie verontskuldiging het nie, want die wêreld moes God geken het, maar hulle doen nie. In Romeine 1 lees ons, want dit is nou God se onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want hoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Hoekom is die wêreld sonder verontskuldiging? Met ander woorde, wat is die sonde van die wêreld? Hulle het God nie geëer of gedank nie. Hulle was nie in 'n verhouding met God nie. Hulle het hulle afgesny van God. Ek dink een van die mooiste voorbeelde is die gelykenis van die verlore seun. Die gelykenis van die verlore seun is daardie klassieke verhaal wat Jesus vir ons vertel om vir ons bekering te wys. Bekering, hoe dat 'n mens terugkeer na God toe. Die ironie is, hierdie seun was by sy vader. Waar loop die dinge verkeerd? Nie toe hy met prostituie die mekaar was, nie toe hy geld gemors het nie. Ons lees in Lukas 15 van vers 11 af, Jesus sê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis. En daar het hy alles wat hy besit het, deur sy losbandige lewenswyse verkwis. Hierdie ongelooflike verhaal van bekering, die kind wat terugkeer na sy vader toe, begin toe die kind sy verhouding met sy vader verbreek het. Die verlore seun se, kom ons noem dit sonde, lê daarin dat hy sy geld wou gehad het en weggegaan het van die vader af. En toe tref die rampe en ellende hom. Julle sien dus dat as ons deur die hele Bybel kyk, kry ons die idee dat sonde is om afgesny te wees van God, om nie 'n verhouding met God te hê nie.
En as ons nou gaan lees daardie gedeelte in 1 Johannes wat vir my so ontstel het, dan kan ons presies verstaan waaroor dit gaan. Ons lees in 1 Johannes 3 vers 6, elkeen wat in hom bly sondig nie meer nie, en elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien en hom nie leer ken nie. As ons goed soos vloek, steel, wat ook al, as sonde beskou, dan is hierdie 'n verskriklike teks en dit maak nie sin nie. Want ek as gelowige doen ook verkeerde dinge. Maar as ek sonde sien as om nie in 'n verhouding met God te wees nie, dan maak hierdie gedeelte 100% sin. Elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie. Sonde is om afgesny te wees van God. So as ek in God bly, dan doen ek mos nie meer sonde nie. En elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien en hom nie leer ken nie. Aanhou sondig beteken om te weier om in 'n verhouding met God te wees. Dit beteken, ek verstaan God nie, ek het hom nie gesien nie en ek ken hom nie. En ook in vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Is ek oortuig uit die Bybel dat die definisie van sonde is om nie in 'n verhouding met God te wees nie? Ja, beslis. Maar nou gaan jy vir my 'n klomp ander verse bring waar van die dade, wat ek nou noem die vrug, die verkeerde vrug, waar dit ook sonde genoem word. En jy is ook reg. Julle sien, die Bybel, dit is en bly net 'n ongelooflike werk. Ek wil dit nie net 'n boek noem nie, 'n ongelooflike biblioteek, want verskillende mense het aan die Bybel geskryf. En nou is daar 'n belangrike ding van taal. 'n Mens het 'n woord, maar 'n woord kan vir verskillende mense verskillende dinge beteken. Kom ek vat 'n voorbeeld, die woord vloek. Vir my is vloek om die Here se naam uitelik te gebruik. Jy mag nie vloek nie, jy mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie. Toe my kinders klein was, het ons vir hulle geleer, dis nou my siening van vloek. Nee is om die Here se naam uitelik te gebruik. Dan het jy 'n klompie grove woorde, en as jy dit gebruik, getuig dit daarvan dat jy eintlik nie karakter het nie. Dit getuig dat jy nie genoeg beheer oor jou woorde het nie, dat jy een stopwoord as vloekwoord nou maar altyd gebruik. En dan het ek natuurlik vir hulle geleer, daar is sekere woorde, veral woorde wat rassistiese konnotasies kan hê, wat 'n mens nie gebruik nie. Dis nie 'n vloekwoord in die ware sin van die woord, of in my sin van die woord nie, maar dis woorde wat kan kwets, en daarom gebruik 'n mens dit nie. Nou kry jy mense wat sekere kraswoorde aan mekaar gebruik, en hulle nogal kunstig gebruik. Vloek hy? Nee. Hy gebruik kraswoorde baie kreatief, maar die oomblik wanneer jy die Here se naam gebruik, daar trek ek die streep, daar is dit vir my vloek. So, vir een mense is om sekere harde woorde te gebruik is om te vloek, vir my is om die Here se naam uitelik te gebruik om te vloek. Dan is daar ander mense wat aan vloek dink in terme van, jy sit een of ander towerwoorde op mense, jy plaas 'n vloek op hulle. Julle sien, die woord vloek kan baie betekenisse hê. En dis ongelooflik belangrik. Dis 'n ding wat ek onlangs besef het. As ek die woord sonde gebruik, moet ek mooi gaan kyk, wat is die konnotasie wat ook in die Bybel aan die gebruik van die woord sonde geheg word. Daar's baie van hulle. Soveel so dat ek gedink het ek wil 'n paar preke hou oor die woord sonde, die konsep van sonde, en net kyk wat is die verskillende nuances wat in die Bybel gelê word rondom die woord sonde. Maar dit is vir my belangrik dat ons by die begin sal begin. Die begin van sonde, en jy kan dit deur die Bybel deurtrek, waar daar van sonde gepraat word, kom dit terug na 'n gebreekte verhouding, om nie in 'n verhouding met God te wees nie. En ek dink as ons dit verstaan, 'n klomp verkeerde dade is nie omdat ek verkeerd doen nie, dit is omdat ek nie in 'n verhouding met die Here is nie. Daarom loop my dade verkeerd. Daarom as iemand sê ek is 'n kind van die Here, maar hy doen verkeerde dinge, hy hou aan verkeerde dinge doen. Is die verkeerde dinge nie in my oë die sonde nie, maar ek moet gaan soek, is hy nie dalk 'n sondaar in die sin van dat hy afgesny is van God nie.
As ek wil reg lewe, dan moet ek by die begin begin en dit is my verhouding met die Here. Jesus het nie sonde gedoen nie, hoekom nie? Want hy is God, so hy was en is in 'n verhouding met homself, met die Vader, met die Heilige Gees. Die disippels het baie verkeerde dinge gedoen. Judas het by die punt gekom waar hy hom so afgesny het van die Here, dat hy nie meer kans gesien het om te lewe nie. Petrus het baie meer foute as Judas gemaak, maar Petrus het verbind gebly aan die Here. Kom ons kyk na ons eie lewens. As ek wil ophou sonde doen, moenie begin om te sê, ek gaan nou hierdie en hierdie dinge doen om op te hou drink, op te hou rook, op te hou vloek of wat ook al. Ja, jy moet daarby uitkom, as dit vir jou pla. Maar jy begin deur by jou verhouding met die Here te kom. Ek kan die ongelooflikste getuienis met julle deel, van 'n man wat, voor ek hom geleer ken het, 'n alkoholist was. En hy vertel hoe dat hy homself vir 'n week in sy kamer toegesluit het met net sy Bybel. En toe hy daar uitkom, was hy 'n ander mens. Hy het baie klem daarop gelê, hy is nie 'n gerehabiliteerde alkoholist nie, hy is 'n nuwe mens, hy is 'n kind van die Here. Want hy sê, jy bly daai konnotasie aan jou hou, ek is nog steeds 'n alkoholist. Prakties maak dit sin om te sê ek is 'n alkoholist, maar sy benadering was vir my ongelooflik. Hy het sy verhouding met die Here reggemaak en nou is alles anders. Werk aan jou verhouding met die Here. Maak seker jy is 'n kind van die Here, jy behoort aan die Here. Jy is soos daardie loot wat in die wingerdstok vasgegroei is. Jy bly in die wingerdstok se krag bly in jou. En dan het jy die ewige lewe, nou reeds. Amen. Here, dankie dat ek vry is van sonde, want ek is aan U verbind. Here, ek weet ek doen nog verkeerde dinge, en dankie dat U Gees my gaan help om die vrug van die Gees te dra en die werke van die vlees te los. Dankie Here dat ek weet, dis 'n lang pad, maar hierdie dinge gaan nie bepaal of ek hemel of hel toe gaan nie. Nee Here, die sonde waarmee ek gebreek het, is om los van U te wees. Here, toe ek U as my Here en Verlosser aangeneem het, het ek my aan U verbind en daarom het ek die ewige lewe. Daarom weet ek is gered. Help my dan nou met al die verkeerde dinge in my lewe, al die sondes te breek, omdat ek die wortel van sonde reeds in U oorwin het. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen. 呼吸声，只剩